Hallo julle, raai wat? Dis julle favourite, Frisky Marisky. En dis tyd vir nuus in 'n nutshell. En om sommige van julle te irriteer. Julle, sonder om nou net klein en small talk te maak en oor die weer te praat, julle het ons 'n moeëse storm op pad hier in Pretoria. Ek check dit reën al klaar beloftes en daar is klaar verskeie storm warnings uit, maar dis eintlik nie waaroor ek wil mou nie. Onthou julle, so 2 weke terug was daar 'n tornado in Montana, okay? Kom ek vertel julle 'n paar goedjies wat julle nie geweet het nie, aangesien daar mense is wat sê, julle geweet, nê, dat die SA Weather Service se hele system gehack was en dat hulle vir 'n hele ruk lank nie eers flippin warnings kon uitstuur of byvoorbeeld jy hulle kon bel nie, okay? En dan laastens, kan jy glo dat die SA Weather Service die enigste organisation is tans in Suid-Afrika wat actually 'n tornado as 'n tornado kan verklaar. So, kom ons sê, al sien jy die beeld wat lyk soos 'n tornado, al sien jy die huisies wat vlieg, wat, is daar sekere requirements en, wat dit eers moet check, voordat die weerdiens dit actually as 'n tornado verklaar. Fun fact, hierdie het gebeur gedurende die tyd wat hulle offline was. Maar long story short, dis nie eintlik waar ek wil mou nie. Wat ek by julle wou hoor is, okay, onthou julle verlede week, of was dit die week voor dit, toe dit soos wat, 6 dae of 7 dae aan mekaar gereën het. Toe het ek actually 'n storie geskryf, en ek het bietjie met die boere gesels, ek het met weather forecasters, meteorologists, my tong's lank en dan twist dit. Anyways, toe gesels ek oor die reën wat so lank geval het, die fyn reën, en gevra of dit actually is die geelperske reën. Ek bedoel, growing up as a kid, onthou ek, jy weet, daar was altyd hierdie week of so wat het fyn gereën het, die hele tyd gereën het, en dit was die geelperske reën. Maar long story short, terwyl van hulle gesê het, yes, dit kan dit wees, of nee, dit kan nie, die geelperske reën is gewoonlik 'n sagte reën wat vir langer as 10 dae aanhou, en dit is gewoonlik ook wanneer die seisoene begin draai, van somer na herfs. Nie waaroor ek actually wil moan of praat nie. Waaroor ek wil praat is julle, ons het nou weer 'n yellow level warning van erge reën, heavy downpours of rain, localized flooding, damaging winds, bla bla bla, julle ken al hierdie warning by nou. My vraag is net julle, dink julle dat global warming reël is? Ek bedoel, as ons dink aan 10 jaar terug, 15 jaar terug, wat, nog voor load shedding, jy weet wat so altyd hierdie praatjies van, global warming, ons moet nie air pollute nie, wada wash. My vraag is net, dink julle dat hierdie weer, ons weer wat so verander het, en so intens geword het, dink julle dit is as gevolg van global warming? En nie soos julle nog 'n vraag hierby. Met die tornado wat ons byvoorbeeld nou die dag gesien het in Montana, en verlede jaar was daar een, ek dink Tembisa se wêreld. Anyways, dink julle, daar gebeur nou meer tornado's as van tevore, of dink julle dit is omdat ons nou exposed is aan meer tegnologie, met ander woorde, die kanse wat iemand die tornado op 'n film sal vang, is baie meer likely nou, in hierdie time and age, as dit byvoorbeeld 10 jaar terug was. Wat vir my interessant was, ek het verlede week gesien dat daar soos 2 siklone is, wat daar by Mauritius en Madagascar rond is. En obviously, sal dit ook 'n invloed het op die weather systems, die cold fronts, die fronts, whatever, né? En natuurlik kan dit ook bydra tot hierdie erge storms wat ons deesdae sien. Maar my vraag is net, het ons 10 jaar terug sulke intens storms gehad, julle, want ek kan dit nie onthou nie. Ek kan byvoorbeeld onthou, toe ek op hoërskool was, het dit elke middag jou isolated thunderstorms, dan het dit byvoorbeeld klokslag elke middag 3 uur gereën. Ek kan ook onthou toe ek nog in Kreersdorp gebly het, kom ons sê, ek gaan nou sê so 10 jaar terug, meer as 10 jaar terug, was daar byvoorbeeld erge haal, wat selfs Key West shopping center se dak begin intuimel het en so aan. Maar ek bedoel, voor dit, kan ek nie eintlik onthou dat ons weer so aggressief en so intens, vir die mense wat so kan nie mooi Afrikaans praat nie, wat is nie. Maar anyways, long story short, wat dink julle hiervan? Comment bietjie onder, het julle baie reën in julle area gekry, kort julle nog reën? Wanneer ek skryf ek nie net oor die weather patterns nie, maar ek hou daarvan om met die boere te gesels,
En jy weet altyd soos feedback kom ons sê van TLE wat ook al in te sit. So ja, kom met my bietjie van waar of luister jy? Dink julle julle area het genoeg reën gekry vir die seisoen? Het dit te veel reën gekry op daai noot? Toe ek verlede week geskryf het oor die sinkholes wat gevorm het, daar 2 nuwe gevorm na die laaste storm in Littleton, né? So toe praat ek met die munisipaliteit of vra vir comment, daar's hy weer. Toe sê hulle dat daar actually 61 official sinkholes in Centurion is. En die een waar ek by was, ek dink ek het 'n video gelaai, ek gaan kyk anders gaan ek dit weer laai. En wat sê hulle dat daar was 'n sinkhole en dan sien jy so 'n meter of 2 verder is daar nog krake. Met ander woorde, daai sinkhole het nog nie behoorlik geval of gevorm nie. En ek kan nog onthou een van die werkers wat toe daar was op die site het gesê, jy weet, as daai gat nog water gaan kry, gaan hy dieper inval. En laaste ding, ek wat so in Pretoria rondry, ek sien al verlede keer se heavy downpours of rainfall, is al verskriklik baie potholes op die pad. Sien julle dit ook? Kan nie net ek wees nie. Anyways julle, dit was nie in 'n nutshell. Met Friskie Mariski. Bye!